Is u opgewonde om hier te wees? Ek het 'n baie moeilike naweek agter die rug gehad, want ek het 'n woord voorberei en ek glo dit is nog vir 'n stadium vir die gemeente. Maar gisteraand, terwyl ek bed toe gaan, rustig omdat die preek klaar voorberei is, toe skud die Here so 'n bietjie my gees en die Here sê ek wil vanmôre hê jy moet met my gemeente baie ernstig praat. Maar ek wil hê dat jy weet, jy praat nie vanmôre net met hulle nie, ek praat met jou. En daarom is dit vanmôre miskien 'n woord waaraan u nie gewoond is by my nie, maar ek glo ek probeer altyd ernstig die woord van die Here oordra, maar hierdie is 'n woord waar God sê ek spreek vanmôre. En ek wil hê jy moet hoor vanmôre, partykeer spreek die Here deur 'n Jesaja. En dis nie van die Here nie, dit is woord, ja, dis woord. Maar partykeer wil die Here self iets sê. En u sal sien in hierdie gedeelte vanmôre, die Here wil self iets sê. En ek ervaar in my hart, as die gemeente nie gaan luister na dit wat God vanmôre vir ons sê nie, kan die Here nie met ons verder werk nie. Ek het verlede week met u gepraat oor hande, wat 'n fantastiese onderwerp is om oor te praat, maar as jy nie vanmôre se boodskap kan implementeer en dit in jou lewe vassteek nie, dan gaan jou hande ook niks beteken nie. Is jy by my vanmôre? So, kom ons kyk vanmôre wat sê die Here. En dis amper, ek is vir my so moeilik om eintlik 'n tema vir dit te kies, want dit sê ernstig, die Here sê ernstig vir die volk, is dit wat ek nou by julle sien, is dit wat ek wil hê. Is die vas wat julle vir my gee, is dit wat ek wil hê. As ek so kyk na julle lewens, is dit hoe ek wil hê julle moet lewe. En ek wil hê jy moet saam met my gaan. Ek gaan die eerste 5 verse, ek het gevoel om dit eers nie te lees nie, maar ek gaan dit tog vir u net lees. En dan net vir u opsom wat ek sê daaroor. Want dis wat God sien van hierdie volk. Hy sê, julle roep uit die keel. En dis hoekom dit vir my ook so ernstig is vanmôre hoe ons aanbid. Julle roep uit die keel. Hou nie terug nie. Verhef jou stem soos 'n bassein. En verkondig aan my volk hulle oortredinge en aan die huis van Jakob hulle sondes. Wel soek hulle my dag vir dag en het 'n behaag in die kennis van my weë. Hulle volg die pad, hulle loop die pad. Ekskuus tog? Jesaja 58 vanaf vers 1 tot 14. Ekskuus, dankie my vrou. En wel soek hulle my dag vir dag en het 'n behaag in die kennis van my weë, soos 'n nasie wat geregtigheid doen en die reg van sy volk nie verlaat nie, vra hulle my na die regverdige verordening hulle. Hulle is baie wetties, hoor, ons is op ons pad, ons doen ons dinge, ons vra die regte vrae, ons gee die regte antwoorde, wonderlik, nee. Wel soek hulle my, het 'n behaag in die toenadering tot God. So, hulle kom na 'n plek waar ons, en daaroor wil ek hê, jy moet baie ernstig wees vanmôre, 'n godsdienstige toenadering. 'n nadering van gewoonte. 'n toenadering na God, maar dis maar net omdat ek elke week dit maar doen. Ek doen dit maar net, want dis in die motion. Is u by my? Dis wat hier gebeur. Waarom vas ons? Hulle vra nou vir die Here hier. En u sien dit nie. Here, ons is daar maar op 'n mooi pad met u, hoor. Ons loop baie mooi paadjie met u. Ons kom kerk toe, ons lees ons Bybels so nou en dan, ons bid so nou en dan, Here. Maar ons het nog 'n dag van vas ook uitgeroep. Dit was net een dag. Hulle maak nou of dit verskriklik was. Dit was net een dag. Waarom kwel ons siel en u weet dit nie? Kyk op die dag as julle vas, soek julle geleentheid om sake te doen en julle jaag al julle arbeiders na. Die Here sê, julle doen hierdie dag vir my, maar julle jaag julle arbeiders rond, julle gaan nog steeds met alles net aan soos wat julle aangaan. Daar's niks wat eintlik oorgegee aan my nie. Eintlik as ek so na julle kyk, het ek nie baie daarin nie. Dis wat die Here hier in hierdie verse sê. Kom, kyk om te twis en te kuif, vas julle, en om te slaan met misdadige vuis, julle vas nie nou om julle stem in die hoogte te laat hoor nie.
Is dit die vas wat ek verkies? Nou kom die Here. Nou swaai hy die ding. Nou sê hy, okay, julle sê nou ja, die Here hoor ons nie, die Here antwoord ons nie. Ons vas, ons doen alles reg, ons doen net die mooiste dinge. Nou sê die Here, is dit die vas wat ek verkies, die dag as die mens sy siel gaan kwel, dat hy sy hoof buig soos 'n biesie en sak en as uitsprei om sy bed te wees. Noem jy dit vas en 'n dag wat die Here welgevallig is? Die Here vra hier. Noem jy dit 'n vas wat die Here welgevallig is? Ek wil net daardie 5 verse, jy kan maar so lank 6 gooi. Ek wil net daai 5 versies gou vir iets sê. God sê hier, alles is net uiterlik. Julle eer my met julle lippe. Julle sê al die mooi goed. Kan u die kerk hierin sien, my broer en my suster? Kan u vir pastoor hierin sien? Kan u sien hoe ons lewe? Ons sê die mooi goede. Hallo my ou broer, hallo my ou suster. Hey, weet jy, ek bid vir jou, ek dink aan jou, man, jy's wonderlik. Ek is so bly jy's hier, hè? Hierdie mondspraak, hierdie goede sê, alles is uiterlik en met die lippe, maar julle harte, sê die Here, is ver van God. Maar dan, verwag dat God julle sal antwoord. Ons dien God mos godsdienstiglik, ritueel, en die Here sê, dit is nie vir hom aanvaarbaar nie. Julle gebruik godsdiens om God te wil manipuleer. God gebruik vir julle eie gewin. Dis wat die Here vir my sê. Julle gebruik my vir julle eie gewin. God sê, julle noem dit 'n vas. Julle is hypocrites. Dis wat die Here sê. En sorry my broer en my suster, as die Here miskien hard met u praat, die Here sê dit vir my ook. Julle is wit gepleisterde grafstene. Van buite lyk julle baie mooi, maar binne is julle verrot. Wat sê God oor jou vanmôre? Ek begin met daardie 5 verse. Wat sê God vanmôre oor jou? Nou wil ek hê ons moet vers 6 lees, eerste vers 6. Kom ons lees dit. Is dit nie die vas wat ek verkies nie? So God sê aan die einde van 5, hy sê, dis die vas wat jy sê jy doen vir my. Maar is dit nie die vas wat ek verkies nie? Dat julle, kom sê saam met my, dat julle losmaak die bande van goddeloosheid. Eerste ding. Dat julle afhaal die stroppe van die juk. Die dinge wat jou so vashou. Die goed wat maak dat jy hier in jou innerlike geeswese nie los is nie. Jy lyk los. Die wêreld dink jy's los. Die mense in die kerk dink jy's los. Maar die goddeloosheid, daardie stroppe van jou juk moet jy afhaal. En vry laat weggaan die verdruktes. En elke juk stikkend breek. Dis die vas wat God wil hê. God sê heeltemal iets anders as wat die volk in vers 5 sê. Kom ons gaan net deur vers 6. Dat julle losmaak van bande van goddeloosheid. Dat julle afhaal die stroppe van die juk. Dat julle vrylaat en weggaan die verdruktes. En elke juk stikkend breek. Daar's 4 goed vir u wat u kan doen om die gees reg te kry. Die Here sê vanmôre, as jy dit doen, gaan jy jou gees begin om reg te kom. En jy gaan sien so deur ons, as ons deur die woord gaan, hoe die Here jou gees gaan bevry en jou heeltemal nuut maak. Vers 7, kom ons lees dit. Is dit nie, hy gaan nou verder, hy sê, is dit nie, wat sê hy nou, gaan verder? Jou vas. Is dit nie dat jy jou brood breek vir hom wat honger het nie? En elendiges en swerwelinge in die huis inbring nie. Hulle wat swaar kry. Ek wil tog vir u iets vra. As hier partykeer iemand kom wat so 'n bietjie anders as ons lyk, of so, hoe voel jy oor hom? Of waar? Ek is bly jy sê dit. Bly dat hulle hier is. Is daar mense wat partykeer voel, jy's nie eintlik nou ons mense nie. Ek vra maar net vir u. Elendige swerweling in die huis inbring nie. As jy iemand sien wat naak is, dat jy hom klee, en jou vir jou eie vlees nie verberg nie. Ek gaan nou vir u gou sê wat dit ook beteken. Gaan u gou saam met my deur vers 7, nee. Brood breek vir die wat honger is,
baie duidelik gespreek het van homself. Elendiges en swerwelinge in jou huis inbring. As iemand sien wat naak is, moet jy hom klee. Jou vir jou eie vlees nie verberg nie. Wat beteken dit? Ek gaan vir jou nou sê wat dit beteken. Jy vir jou eie vlees nie verberg nie. Wegkruip agter die uiterlike godsdiens en rituele, nie in 'n ware verhouding met God is nie. Jy vir jou eie vlees verberg. Jy's nie werklik in verhouding met God nie. Jy sit hier en jy het al die tekens daarvan, maar in jou hart kort die diepte daarvan, kort die oorgawe daarvan. Sê net vir my as jy sê eina vanmôre. Die basis van 'n ware verhouding met die Here kom in Hebreërs 11 vers 6 en ek wil dit net gou vir u lees voordat ek verder gaan met vers 8. Die basis van ons lewe met God gaan oor die volgende. En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Want hy wat tot God gaan moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Nou as die Here vanmôre vir u vra, wat is die vas wat vir my belangrik is? Is dit vir u belangrik om God te behaag? Is dit vir u belangrik om geloof te hê wat sterk genoeg is dat die Here met u kan werk? Glo u dat hierdie God wat ons vanmôre oor praat, hierdie wonderbare God, 'n skepper van hemel en aarde, is nie sommer net 'n beeldjie of 'n ding nie, dis die God wat alles kan verander as jy hom in opregtheid gaan soek. Is jy by my? So kom ons kyk. So sonder geloof is dit onmoontlik om hierdie God te behaag, want hy's 'n groot en wonderlike God en ek moet glo dat hy is wat hy is en hy kan doen wat hy doen en hy's 'n beloner van die wat hom soek. OK, so ons kyk gou na dit net so vir 'n oomblik. Die basis van ons verhouding, jy moet glo dat God wat jy aanbid waardig en in staat is om te kan doen wat hy doen. Wie glo God kan enigiets doen? As jy dit nie glo nie, dan moet jy nie meer kerk toe kom nie. Hy's 'n beloner, hy's 'n God wat enigiets kan doen, hy's in staat en hy is 'n beloner van die wat hom in opregtheid soek. So as my hart reg gaan wees en my vas reg gaan wees en my verhouding reg is met hierdie mense wat God nou onder my aangestel het, hierdie 8 goed wat ek vanmôre genoem het, wat uit daai 2 verse uitkom, dan sê die woord van die Here en hy sal 'n beloner wees van die wat hom soek. Nou kom ons as kerk van die Here en die Here antwoord nooit ons gebede nie, die Here doen niks vir ons nie, die Here, ek vra die Here nou al hoe lank om genesing te kry. Jy gaan net nou sien hoekom dit nie gebeur nie. Dis oor hierdie goed. Hy's 'n beloner van die wat hom soek in opregtheid. Hy's nie 'n beloner wat sê, kyk wat het ek alles vir die kerk gedoen nie, kyk wat het ek alles vir mense al gedoen nie. Dis 'n verkeerde gesindheid, is jy by my? Vers 8, kom ons lees vers 8 van Jesaja 58. Dan sal jou lig, wanneer sal jou lig deurbreek? Gaan kyk daai 8 goed wat jy moet doen. Jou pastoor is nou moeilike goed waaroor jy praat vanmôre. Dis God wat God sê. Dis nie omdat dit moeilik is nie, dis omdat God wil hê jy moet jou verhouding so met hom kry, dat dit eintlik vir jou niks is om dit te doen nie. Dan wanneer jy hierdie goed doen, sal jou lig deurbreek, soos die dageraad, en jou genesing skielik. Hoekom word ons nie gesond nie? Want ons doen nie die goed wat God sê ons moet doen nie. Dis hoekom ons nie gesond word nie. Dink jy God kan nie nog genees soos hy 2000 jaar gelede genees het nie? Hy genees nog presies dieselfde. My God het nie verander nie. Dis ek wat verander. Dat ek wat hy wil wees, wat hy wil hê ek moet wees nie. Dat sal jou genesing skielik uitspreid en jou geregtigheid. Geregtigheid, wie's geregtig voor die Here vanmôre? Wat beteken ek is regverdig voor die Here vanmôre? Ek staan in regverdigheid. Ek is opgewonde oor die Here want ek kan sy genade troon, kan ek ingaan prys sy naam. Nie op my eie goedheid nie, maar in Jesus Christus die Here. Jou geregtigheid sal voor jou uitgaan. Mense sal weet, man, jy's geregverdig in die Here. Hulle gaan jou sien. Die heerlikheid
van die Here sal jou agterhoede wees. Ek gaan gou vir u gou hierdie vers 8 gou net gou 'n paar goed sê. Is dit reg so? Dan sal jou lig deurbreek. Wat gebeur as jou lig deurbreek? You getting a true experience of the life with God. Dis wanneer die lig deurbreek. Wanneer jy in die donker is, het jy nie 'n ware verhouding met hierdie lewende God nie. Maar wanneer God se lig deurbreek, you get a true experience of the living God. Rababashentorobon. Halleluja. Genesing skielik uitspreek. Broer en suster, die Here, ek sê vir u nou, kom op die plek wat Jesaja, ek wil hê jy moet Jesaja 58 hierdie week so 'n bietjie gaan deurwerk en gaan sê, wat wil jy hê moet ek doen, Here? En ek sê nou vir u, as u Jesaja 58 begin op plek kry waar God met jou tevrede is, gaan jou genesing deurbreek, halleluja, in 'n oogwink, halleluja, nie net jou liggaam genesing nie, jou siel en jou gees gaan genees word. Is u nog hier? Is ek te kwaai? Jy sal waarlik geregverdig wees. Jou regverdigheid sal voor jou uitloop, prys die naam van die Here. Ek sal die genade troon kan nader met 'n regverdigheid wat Jesus Christus in my lewe gesit het, en ek sal kan spreek lewe oor hierdie aarde. Jou gebede, sê saam met my, jou gebede sal nie langer onbeantwoord bly nie. Ribakashento rolobo yendo robanda labasento. Jou gebede sal nie langer onbeantwoord bly nie. Jy sal in die gees van die Here begin bid en jy sal weet die lewe wat jy bid is in 'n oomblik daar. Halleluja. Halleluja. En die heerlikheid van die Here sal jou omvou. Die heerlikheid van die Here sal nie net voor jou gaan nie. Die heerlikheid van die Here sal nie net van agter af kom nie. Die heerlikheid van die Here sal nie net van links en reg kom nie. Die heerlikheid van die Here sal jou omvou. Jy sal toegemaak word deur God. Here. Vers 9. Dan sal jy roep. Dan sal jy roep. En die Here sal antwoord. Wat het nou gebeur? Dat goed voor die tyd gebeur. Jy het eers geroep, maar het nie geantwoord nie. Maar nou roep jy en nou begin hy antwoord. Halleluja. Prys die naam van die Here. Dis goed wat jy in plek geskuif het, sê die Here. Jy sal skree om hulp. En hy sal sê, nie 'n profeet of pastoor Alwyn sal sê nie, hy sal sê, hier is ek. Wanneer jy tyd met my spandeer en dis opreg voor die Here en jy sit voor my en jy lê voor my en jy kniel voor my, sal ek sê, hier is ek. As jy van jou verwyder die verdrukking, die uitsteek van die vinger en die leenagtige woord. Weet jy wat is die uitsteek van die vinger? Dis nie die vinger wat mense so uitsteek wanneer hulle in hulle karre ry. Dis nie wat hy praat nie. Weet jy wat is die uitsteek van die vinger? Die mense in daai tyd, hulle wat die regering het ook seker so 'n vinger wat hulle uitsteek. Dis 'n vinger wat jy uitsteek as jy bereid is om skelm te wees. Hoor hierso. Ek sal so 'n bietjie geldjies vat, hoor, dis reg, gee maar. Ek is een van daai korruptes. Here Jesus genadig. Vers 9. Dan roep jy en die Here antwoord, jy skree om hulp en hy sê, hier is ek. As jy jou verwyder van daardie verkeerde dinge. Sê Here, sê saam met my vanmôre, Here,
Ek wil my verwyder van die goddelose, ek wil my verwyder van die spotters. Ek wil my verwyder om te dink dat ek welbehaaglik vir U is sonder U seun Jesus Christus. Ek wil my verwyder van die plekke waar ek dink ek kan self die koninkryk ingaan met my goeie werke. Ek wil my verwyder van die plekke wat vir U nie tevrede maak. Ek kan nie help dat ek vanmôre vir U ernstige woord bring nie. Vers 10. En jou siel laat uitgaan na die hongerige. En die neergebore siel. Het jy al mense in die kerk gestap, insien stap, wat vir jou, jy weet sommer, dit gaan nie so goed met hulle siel vanmôre nie. Hulle gaan 'n swaar tyd deur. Hier's mense wat hier instap wat dalk honger is. Kerk van die Here, ons kan nie mense hier laat uitstap as hulle honger is nie. Die Here gaan ons verantwoordelik hou. Dan sal jou lig opgaan in die duisternis. En jou donkerheid wees soos die middag. Dan sal jou lig opgaan in die duisternis. Wat gebeur wanneer lig opgaan in die duisternis? Wat gebeur? Sê vir my. Dit word lig. Dan sal die donkerheid wees soos die middag. Daar waar dit die helderste skyn, sal dit wees. 58 vers 10, kom ek kyk net of ek nog iets het. Jou siel uitgaan na die hongeriges en neergebore siel. Dan sal jou lig opgaan in die duisternis en die donkerheid, soos die middag. Jou getuienis moet nie net getuienis met woorde wees nie. Jou lig moet nie net uitgaan omdat jy woorde spreek nie. Die lig van hierdie kerk moet nie net vanmôre uitgaan omdat God met hierdie pastoor gepraat het en hy getuienis met sy woorde bedien nie. Die lig moet uitgaan vanmôre omdat ek prakties dit gaan begin doen. Ek kan nou vanmôre hier uitstap en sê, die pastoor het ons pak gegee vanmôre. Die Here het met jou gepraat vanmôre. Die Here sê vanmôre, is jou woorde en jou dade verwyderd van mekaar, of loop dit saam met mekaar? Prys die wonderbare naam van die Here. Vers 11. En die Here sal jou gedurig deurlei. Wanneer sal hy jou gedurig deurlei? Wanneer jy daai goeie, daai eerste verse wat ek gelees het, begin afval. Wanneer dit uit jou lewe verdwyn, sal die Here jou begin lei. Want hy kan jou nie lei wanneer jy die verkeerde paaie loop nie, as jy by my vanmôre. Hy kan jou net lei wanneer jy onder sy leiding loop. Wanneer jy onder sy begeertes, wanneer jy onder sy wil loop, dan kan hy jou lei. Hy kan jou nie lei as jy jou eie paai loop nie. En die Here sal jou gedurig deurlei en jou siel versadig. O, my siel is honger na U, Here. O, my gedagtes wil bevrug word met wat U vir my bedink. O, Here, ek wil begin dink soos wat God dink, prys sy naam. Ek wil begin dink en praat soos wat die Here wil hê ek moet praat. Sal U dit saam met my amen saam sê? Hierdie dorplek in my gees, Here, vul dit met die liefde. En jou gebeente. Weet jy nie, wanneer jy nou bietjie ouer raak soos ek nie, dan is jou gebeente partykeer so bietjie nie, of hy so bietjie, maar weet jy wat die Here vir Caleb gesê? Hy is so sterk in die Here, oom Pieter, hy is so sterk in die Here, ek gaan hom nie lekker sagte grondjies gee nie, ek gee hom die berglande, want hy's 'n man van God, en op 80 nog net so sterk soos 'n 20-jarige. Kom hier in my gebeente, Here. Versterk my liggaam, versterk my denke, my siel, versterk my gees vanmôre, want ek het U nodig, Here. En ek wil wees, sê ek wil wees, soos 'n tuin, wat goed besproei is. Oh man, weet julle dat julle nou moet julle tuine begin besproei, julle moet nou begin nat gooi. Julle weet die reën het nou bietjie opgehou, nê. So julle weet julle moet nou, die reën het mos nou, dis mos nou klaar die winter gewees, nê, julle verstaan. So my plante roep nou saam met my uit.
Want ek het nog nie begin nat gooi nie. Soos 'n tuin. Dis net God wat jou tuin kan besproei. Dis net God wat jou kan vat na hierdie dinge toe waaroor hy praat en dit benat sodat dit kan opgewonde raak om te groei, sodat daar 'n varsheid oor dit kan kom. Prys sy naam. Wie voel vars vir die Here vanmôre? O, Rabashendorobolo. Ek voel so vars in die Here vanmôre. Ek voel hoe besproei hy my vanmôre. Ek voel 'n fontein in my opspring vanmôre. Halleluja. Ons kerk is nie vir net fontein van lewende water nie. Die fontein moet opspring. Ek is bly julle is weer hier. Tuin wat goed besproei is so 'n fontein van lewende waters, waarvan die water nooit teleurstel nie. Ek onthou 2 jaar waar hierdie Kaapdame na die Here geroep het, hoor 2 jaar lank het ons almal geroep, maar hierdie God van my het waters waarvan die waters nie opraak nie. Prys sy wonderbare naam. En in jou gees het hy genoeg, Liesel, genoeg het God om in jou gees altyd te benat. Wat se vers is ek nou? Vers 11. Jou plekke, jou dorpplekke wil God nat maak, jou gebeente, jou vlees wil hy sterk maak. En jy sal wees soos 'n tuin wat besproei is, soos 'n fontein van waters waarvan die water nie teleurstel nie. Hoekom? Want God is die bron van water. God is die bron van lewe. God is die bron van varsheid. God is die bron van nattigheid. God is die bron van salwing. Selfs in die dou van die nag benat ek jou gees. God is die bron van salwing. God is die bron van seëninge. God is die bron van blydskap. Ek wil vir julle iets sê, wanneer jy voel jy het blydskap verloor, dan moet jy bietjie dieper by God begin delf, want dan's daardie nattigheid, daardie sagtheid, daardie liefde, daardie true verhouding, daai ware verhouding met hom is besig om te taan. Want met hom sal jy altyd vol wees. Ek wil vir u 'n verrassingkie gee vanmôre, miskien weet u dit. Jy kan die Here vir niks die skuld gee wat jy nie kry nie. Want dit het iets met jou te doen dat jy dit nie kry nie. Dis nie God nie. God is 'n perfekte God. God is 'n God wat alles besit. So as jy doen wat hy sê, dan sal hy jou kan gee wat hy wil gee. Ag nee, wat pastoor? Pastoor, ek het hulp nodig. Kom ons bid saam. Nee, wat pastoor? Gee sommer maar net 'n paar kossies of goed. As dit is alles wat jy wil hê van hierdie groot God van my. Sê saam met my, nou kom my toekoms. Die Here het iets mooi vir jou in stoor. Sê vir een langs jou, die Here het iets mooi vir jou. Wanneer jy op die plek kom waar God vanmôre sê jy moet wees, God het iets mooi vir jou. God het iets mooi vir my. Kom ons lees, vers 12. Sê, daar's nog net 3 verse. As julle hierdie gaan lewe, en die wat uit jou voortkom. En nou praat hy nie net van jou nageslag nie. Ja, jy ook seun. Jy is wat uit daai familie voortkom. Jy is ook geseënd, spreek die Here vanmôre. Maar dis nie net uit wat hulle voortgekom het nie. Dis wat uit jou voortkom. Dis wat uit jou voortkom in die gees ook. Is jy by my? So dis nie net jou voortplanting nie, dis die voortplanting van jou gees. Die wat uit jou voortkom sal al die ou pynhope bou. So die goed wat in jou gees verkeerd
voortgeloop het en nou is dit 'n murasies, nee. Sê die Here, die pynhope sal plat gestoot word, spreek die Here van die leerskare, en die Here gaan jou laat bou met nuwe fondamente. Jesus Christus, die Here van die leerskare, die naam bo elke naam, die koning van die konings is hy, en hy is die fondasie van nuwe bouwerk wat gedoen word. Die fondamente van die vorige geslagte sal jy op rig. Sê 'n bietjie saam met my, ek wil iets vir my familie agterlaat. Ek wil nie pynhope agterlaat nie. O, Here, wees ons genadig. En jy sal genoem word herbouer. O, Here, die duiwel het hier ingekom en het mirasies kom skep en het kom verrenoveer. Het jy gesien wat in die Tweede Wêreldoorlog gebeur? Daar het net 'n lot mirasies oorgebly, maar die Here maak my herbouer. Die Here maak my herbouer van gebreekte mure, hersteller van paaie om bewoonbaar te maak. Wat beteken om bewoonbaar te maak? Dat die chaos verdwyn en dat God verskyn. Halleluja. Jesus. Here, maak my lewe weer bewoonbaar. Maak hierdie kerk se lewe bewoonbaar, Here. Die wat uit my voortkom, Here, hulle gaan gebou word, hulle gees gaan gebou word, hulle gaan begin herstel, hulle gaan 'n nageslag wees waarop nuwe fondamente gebou word, hulle gaan oprig en bou, hulle gaan nie meer afbreek nie, spreek saam met my vanmôre, hulle gaan nie meer afbreek nie, hulle gaan nie meer pynhope bly nie, hulle gaan nie meer op die pynhope bly nie, nee. Herbouer van gebreekte mure, hersteller van paaie, paaie wat God jou oplei. Partykeer dan kyk ek na hierdie regering van ons, dan dink ek, hoekom bou hulle nou hierdie pad? Of hoekom bou hulle nou daai paai? My opbroeder, ek wil nou nie in julle werke inmeng nie, maar dan dink ek, Jesus, daar's paaie wat nou al soos 3, 4, 5 jaar in George staan. Is ek reg? Kan ek maar spreek oor daai pad? Dan dink ek, dis die N snelweg, maar hy staan dat ek moet elke keer my karretjie daar deur druk om daar deur te kom, maar dis die N2. Here, ons spreek oor sommer die tydelike paaie ook. Ons spreek oor die tye paaie wat begin gebou word en mense sê, ek het die vingertjie wat bereid is om te vat. Want die Here laat daai vingers afval in die naam van die Here. Here Jesus, die kerk moet weer sy krag en autoriteit vat. Maar die paaie wat ek bou en die paaie wat u moet bou, is die paaie wat God wil hê jy moet bou. Jy loop nie op enige pad as jy 'n kind van sê, dis bewoonbaar hier om my. Die Here gooi water hier op my. Die Here benat my hier om my. Die Here laat fonteine hier in my opborrel vanmôre, prys die naam van die Here. Die Here laat die juke vernietig word. There is revival in my heart this morning. Here, begin. Sê 'n bietjie. Here, roer in my heart. I need a new revival. I need God to come and do a wonderful, mysterious, mind-boggling thing in my heart. Hallelujah. Jesus. Here, ek gaan begin klaarmaak. Al die mooi beloftes van God oor jou en jou nageslag kom tot stand because of the presence of the move of God. When God starts to move in your life en jy het al hierdie ander goede afgelê, then something wonderful is in the making.
Repairer, sê repairer. Storer. Nou 'n groot ding wat God ongelukkig maak, en sorry julle, ek moet met julle gou daaroor praat, vers 13. Ek gaan daarby moet begin inval, want die Here het met my gepraat daaroor. As jy jou voet, sê saam met my, as jy jou voet terughou van die Sabbat, om nie jou sake op die heilige dag te doen nie. Die Here sê vir my, daar is soveel siek mense, en mense wat in hulle gees en siel en liggaam siek is, omdat hulle my nie meer gehoorsaam nie. Ek wil nou gou vir u sê, ja pastoor, watter dag is die Sabbat? Dit maak nie saak nie. Ek sê vir u, dit kan Saterdag wees, dit kan Sondag wees, dit kan vir jou 'n Woensdag wees, dit maak nie saak nie, maar eer God in een dag. Ek weet nie hoe gaan jy dit op Woensdag doen as jy moet werk nie, maar as jy tye het wat op 'n Saterdag of 'n Sondag, dan eer jy God en jy gaan nie na die winkel toe nie. Hoor nou mooi, jy doen nie jou werk op daai dag nie, want dis die Sabbat wat jy vir die Here gegee het. Die Here sê, wanneer gaan jy dat ek jou bedien het op daai dag? Dat ek jou net heilig voor my kan vind, dat ek kan iets in jou lewe kan doen, dat jy jou verlustig in die Here en die grootheid van die Here. Kom ons lees klaar, as jy jou voet terughou van die Sabbat om die sake op my heilige dag te doen nie, en as jy die Sabbat 'n verlustiging noem. As ek nie vandag dorp toe gaan of enigiets gaan doen nie, maar ek verlustig by die Here, die groot God almagtig, is hierdie Sabbat vir hom welbehaaglik, want hy's eerste in my lewe vandag. Ja, ek gaan saam met my familie kuier, want hy het hulle vir my gegee. En die heilige dag van die Here hooghou. En as jy dit eer deur nie jou gewone gang te gaan nie geleentheid vir jou sake soek of ydelle taal spreek nie. Mense kom by my en sê, o pastoor, ek sukkel, jong, my besigheid sukkel. Maar jy werk Sondag, elke Sondag. Jy werk, ek oordeel nie vanmôre nie. Miskien werk jy Saterdag wat jy nie moes gewerk het, of wat ook al. Maar jy soek 'n geleentheid om nie die Sabbat van die Here te eer nie. Ja, as die Nuwe Testament die pastoor. Ek sê vir jou, jy moet begin luister wat God sê, nie sê, dit pas my nou nie so, ek gaan nou nie na dit luister nie. Ek dink as hierdie kerk weer God gaan gehoorsaam, een dag in 'n week, u kan enige dag, dit maak nie saak nie, maar as hierdie kerk by mekaar kom en sê, een dag behoort aan die Here, ek gaan nie my voete in die winkel sit nie, ek gaan nie daar waar sake gedoen word, gaan ek nie my voete sit nie. Ek gaan nie sien wat God met ons doen. Ok, jy kan maar weer gooi daar. Dan sal jy jou verlustig in die Here en ek sal jou laat ry. Ek gaan nie meer loop nie. Ek gaan ry. Daar's perde van God wat hy my oplaai. Daar's 'n heerskappy van die Here. As ek my verlustig in die Here en ek sal jou laat ry oor die hoogtes. Ek wil hê jy moet my begin sien. Ek het 'n mooi perd hoor. Ek hierdie pastoor van julle, die Here lig hom op hierdie perd en hy begin ry op die hoogtes van die Here. En jy laat geniet die erfdeel van jou vader Jakob. Nou, luister baie mooi. Want die mond van Jesaja het gespreek. Die mond van pastoor Alwyn het gespreek. Die mond van die Here het dit gespreek. Die mond van die Here het dit gespreek. Kom ons pak net gou 'n paar goed vas. Dan sien jy verlustig in die Here. Die waarheid van 'n ware verhouding en aanbidding sal deurbreek. 'n ware geopende hart en nie rituele sal na jou aan toe kom. 'n ware geopende hart, ware communion met jou God sal begin deurbreek. Dit gaan vir God welbehaaglik raak, prys sy naam. Hy sal nie sy seëninge kan terughou nie, spreek die Here van die leerskare. Want wanneer jy begin aflê die goed wat hy wil hê jy moet aflê en begin die dinge wat hy wil hê jy moet doen, sal die Here nie sy seëninge kan terughou nie. Dis of die Here vir my wys vanmôre, hy sê ek sit op die punt van my stoel om vir jou iets te doen. Nou hou my nog vas. Dat ek nie kan opspring nie, maar ek kan nie wag nie. Ek kan nie wag om my vingers te klap oor jou lewe nie. Jou erfenis. Het ons die erfenis, dan staan ons iets van die erfenis daar, hè? Erfdeel.
Ja, erfdeel, erfenis. Ja. Is dit daar? Waar is hy? Waar staan dit? En ek sal jou laat ry oor die hoogtes van die aarde en jou laat geniet die erfdeel. Oh. Sê vir die een daar langs jou, die Here het vir my 'n deel. En wanneer ek 'n deel het van die erfdeel van God, is dit 'n groot deel. Halleluja. Halleluja. Prys die naam van die Here. Die Here se erfenis is vir my mooi. Prys sy wonderbare naam. My erfenis is mooi. Sê vir mekaar daar, my erfenis vir my mooi. God bedink die mooi vir my. God bedink die goeie vir my. Halleluja. Want die mond van die Here het dit gespreek. God kan nie help om jou te sien wanneer jy op hierdie plek na God terugkom nie. Wanneer jy God terug verwelkom in jou lewe nie, in jou huis, in jou werk, in jou kerk. Wanneer jou kerk nie meer 'n ritueel word nie, kan ek nou vir jou sê, wanneer jou kerk nie meer 'n ritueel gaan word nie, gaan pastoor Alwyn nie vir jou hoef te vra, hierdie Sondag is 'n belangrike boodskap wat die Here vir jou wil gee nie. Jy gaan in jou gees klaar weet, ek kan nie wegbly daar nie. Ek kan nie wegbly nie. Jy so stir in my gees. U wil saam met my staan vanmôre.